seker baie video's vir julle, as die tyd van die oggend nie te wees. Nee, ek moes baie vroeg vanoggend opstaan. Ja, as my eerste wat vir Quentin, en so saam kom werk, sê baie dankie. Dit is altyd 'n eer. Dit is nie 'n reg om met ouens te praat oor die dinge van die Here nie. En ek het 'n goeie geestelike leier gehad wat baie jare terug, 22 jaar saam kom geloop. En dis sulke goed wat ouens se lewe verander. Hierdie byeenkomste verander ouens se lewens wat 'n kerk partykeer nie kan doen. En weet jy wat, en baie kere is dit blywend in ouens se lewe. En dis wat belangrik is. Ja, so ek is getroud met 'n vrou, want ek kan nie versigtig wees, ek het 'n vrou, en ek het kinders, met 2 dogters, met 2 oudsters, en my seun Dawie wat saam met my is. En ja, ek het 5 pragtige kleinkinders, ek het eintlik 4 kleinsies van my eie, die ene het ek verniet uitgekry, die oudste een, sy se dogter, maar ek het al verniet gekry. En ja, dis so, kan nie veel verder van sê, ek sê besigheid, ek werk al vir myself seker al oor die laaste 30 jaar. En dis nie altyd maklik. Iemand net kan sê, dis maklik, dis altijd opsteek. Nee, maar vir my was het nie altyd maklik. Ja, dis my story. Kom ons buig nie die hoofde dan, dit ons net voor ek begin. Here, dankie vir die voorrecht dat ek vanmorgen hier kan wees, Here, en elke man wat voor my sit, Here. Dankie, Here, vir die geleentheid, dankie, Here, dat ek net kan verklaar dat my afhanklikheid van U is, Here. Here, dat ek net sal spreek soos wat U in my gees sit. Here, en dat elke oor geopen sal wees wat moet ontvang wat U vanmorgen met elkeen wil deel, Here. Dankie vir dit, Here, seën U elke persoon nie, elke besigheid wat U verteenwoordig is vanmorgen, Here, seën elke besigheid, Here, vir grotere grondgebied, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Amen. Alright, is dit alright as ek vandag net met jou praat? Ek wil nie veel, ek is nie 'n dominee nie, ek is nie 'n pastoor nie, ek is nie 'n besigheidshou, 'n gekraakte kruik wat God gebruik om aanhouers vol te maak. Verstaan nie my wiskunde, maar die Here gebruik meestal gekraakte kruik om ander vol te maak. Ouens wat stikkend in die lewe is, wat geval het, swaar gekry, en dan kom God en dan vat hy 'n nobody en die meisie somebody. Amen. Maar tot eer van wie? Nie van jouself, tot hom. En ons lewe ongelukkig in 'n wêreld waar dit gaan alles oor me and myself. Maar as waar jy kom, jy hoef nie eens meer vir hom te vra wat hy doen, want hy sê soveel wat. Jy hoef nie te vra waar bly en hy sê soveel. Jy hoef nie om te vra wat 'n kar hy, want hy sê soveel. Want dis in die samelewing wat ons vandag lewe. En dan kom ons op 'n plek om te sê, weet jy wat, ons noem onsself Christen. Ons sê vir mekaar, ek dien die Here, maar I don't see the fruit in your life. Ek sien nie die vrug in jou lewe. Want hierdie groot God wat ek en jy dien, is die God van genade. En dis nie 'n God wat jy mee kan speel. Dis nie 'n God wat jy kan dien op jou terme. Want vir baie lank in die Afrikaner gemeenskap het dit baie goed gegaan. Maar die laaste 20 jaar, 25 jaar, het ons teruggebring na 'n plek wat ons God moet vertrou. En ek sê nie met jou kerk te praat nie, ek is niks, ek wil vir jou eerlik sê, ek is 'n seun van God. As jy jou lewe vir Jesus gegee het, word jy vanoggend geklassifiseer as 'n seun van God. Maar opereer in hierdie groot deel al, waar hy die hoof is, soos wat hy wil hê ek en jy opereer. Alright, dan gaan ek volgende begin, dis maar nie die inleiding so bietjie. Ek raak net 'n bietjie by mekaar, ek het nie disleksie goed nie, maar in my gees begin goed so borrel, en ek wil so baie dinge sê, en tyd is ook altyd 'n probleem. Want as Here begin werk,
kan nie stop nie. En as ons bietjie lank gaan, ek probeer regtig van alles te kyk. Nee, as dit bietjie lank gaan en jy moet gaan, jy is welkom. Ek gaan nie offended voel, ek moet gaan, no problem. Nou begin ek sê vir jy, God praat met Abraham. Hy sê vir Abraham, wat oor Abraham? Hy sê net, hier is ek. Hier is ek. Hy sê, Abraham. Hy sê, ja. Nou, dis 'n ou, as ek lees die woord, hy het God geken. Hy het sy stem gehoor. Die oomblik toe met hom gepraat is, het hy geweet, dit is God. Hy sê van offer vir Isak. Jy kan dit gaan lees. Ek het gestaan weer gegaan en was. Nou ek nie in die detail nie, moet nie vanaf veel. Hy sê jou seun gaan offer Isak. Nou, as ek en jy is in vandag se lewe, ek gaan nie my enigste seun daar wees, sê ek nou vir jou. Praat met, as God met my praat, dan gaan, ek sê so sommige ouens, as die Here met hom praat, sê, lyk vader. Verstaan jy, maar ek wil nie my seun offer. Maar hierdie het 'n verhouding met God gehad. Hy het God geken. Hy sê geoffer vir Isak. En hy loop. En twee ouens saam met hom gevat en hy loop. Daar was nie gesien, waartoe gaan hy, wat is die pin location, die next, te sê, die opdracht, gaan offer Isak. Hy vat vir Isak, lang storie pak, Isak vraag vir sy pa, hy sê nou, waar is die offer? En is Isak daar, en God voorsien. God voorsien. Nou, baie van die translations en goed, soos ek sê, is nie theoloog nie, sê, hy het getoets, sy geloof is faith, ander is sy liefde vir hom, en te kyk of hy regtig dit sal doen, en hy doen dit, en God voorsien. En nou vraag jy my môre, maar waar is jy? Ek moet net vir vanaf 'n ding skiet, is dat, as jy my vraag, wil ek Abraham wees? Nee, ek wil hom nie wees. Wil jy Abraham wees? Jy wil nie Abraham wees. En dan gaan ons weer die Bybel aan, vraag jy vir my, sê jy gelijk het om sinvol te wees? Nee, sinvol wil ek nie wees. Jy sal my vraag, wil jy soos koning Salomo, jy ou met die wysheid? Ja, ek sal, nee, as jy weer vir hom begin uitvind, is nie deel van hoe ek dink, en kyk, en sê, ok, wil jy soos Job wees? Glad nie. Wil jy soos Job wees? Wil jy soos Jonah wees? En dan kan jy weer die Bybel gaan, en dan besef ek dat ek nie eindelijk soos een van die ouens wil wees. Ja, van die ouens het my geloof gehad in God. Ja, ek het geloof in God, en ek vertrou God, my hele lewe getuig daarvan, was only 5 moves God. Hy sê nie Engels, hy sê without faith, it's impossible to please God. Sonder geloof is onmoontlik om God te behaal. You need faith in your life. En dit jou leefstyl is, dit moet deel van jou DNA wees. En dan kom ek tot die besef dat ek is eintlik net Maarten. En God het 'n plan met Maarten. Deur my getuienis, as jy my getuienis kan vertel, dan gaan jy, party van julle gaan julle polse ophou. Die hartseer, wat ek deur is as kind en alles. Maar weet jy wat, dit is nie my DNA nie. My DNA leer God. En die roeping wat hy in my geplaas het. Nie wat in my verlede gebeur het. Dis hoekom, ek kan jou vanmôre entertain om te sê, kom maar vertel jou my getuienis, wat reg powerful is, dink ek. Maar, daai is nie 'n vesting, dis 'n verwysing, terug na daar waar ek vandaan kom.
Maar dit is nie wie ek is nie. En dit is, hoe ek volgens vir wil sê is, jy is Johan. Jy is Piet en Koos en Gerard en Divan. Jy is die beste wat God gemaak het. En dan kom ons nog in die kokenat van ons, en dan wil ons vergelyk met al die ouens om ons. En tot jy tot die besef kom sê, maar God het 'n plan met my. God het 'n plan. Hoekom sit jy voor? God het 'n plan. Jy gaan nie op aanvang. En dan sê hy, I say, before you were formed, I knew you. Voor jy nog gemaak is, het ek van jou geweet. Dan sê hy verder, so jy in die Engels verwys, en dan sê hy later, dan sê hy, when you were formed in your mother's womb, I had plans and dreams for your life. Amen. Nou vanoggend wil ek vir van Boeta, wat het van my planne en drome geword? Nee, ek werk uit 'n verwysing met van my verlede. Nee, jy gaan dit nie maak nie. Want hy sê ook, jy moet jou uitstrek na dit wat voor jou is, en nie wat agter jou is. Nee, maar Martin, jy verstaan nie. My pa het my so geklap, en ek weet nou nog nie wie ek is. Daai ou het so gedrink en gedie en gedaai, elkeen van ons het 'n storie. Maar jy het daai storie aangeneem. Jy het daai baadjie van daai lewe het jy aangetrek. Maar daar kom 'n dag wat jy moet besluit, hey, dis nie meer deel van my. En waar ek begin vryheid beleef in myself, te weet wie hierdie ou is. En dis hoekom baie keer ons in ons samelewing nie meer kan opereer nie, want ons weet nie meer wie ons is nie. Hy sê, as jou hart vir Jesus gegee, you're a new creation in hom. Hy sê, jy moet jou denke verander. Jy moet jou denke verander, wanneer? Dag en nag. Nee, my pa was so, dit sal ek ook maar so is. Die ouens sê ek is useless, nou is ek maar useless. Maar dan kom hierdie groot God en hy besluit, oor julle ouens wat jy hoor ek allemaal is besigheidsouens en doen besigheid met myne en al die. En dan besluit God, maar ek gaan vir hierdie ouwe diagnose oormaak. En hy sit in 'n posisie wat jy met finansies van werk. Jy kan besigheid. En as jy begin met besigheid, dan is daar altyd 'n probleem. Wat is dit? Kom ek vra vir die slim ones. As ek nou een soet gaat, ek bevom. Cashflow. En ek het een jood ontmoet, baie jare terug, toe ek nog een jongman was, en ek het nie oom joodje die praat, en dan, ek het een om my gekoop, en ons praat so, en sê ja, wat een cashflow. Hy sê, got a problem with cashflow. I say, you use Anchor every day. Hy sê, you know what, you're heading in the best direction of your life. Ek sê, nie maar waar jy praat nie. Hy sê, because you know what, we believe, when you say, your cash flow is 100% right and you're comfortable with it, then your business is in trouble. Hy said, you don't explore anymore. Hy said, you're going to lose your passion, you're going to lose your vision. Amen? En ek sê vir jy, en nou die oggend skeer ek, en die hele praat baie keer in my, ek weet nie hoe is, ek stort skeer, alleen in die karrei, want ek sit nie radio anders op my karrei, nie al rij Kaap toe, ek sit nie radio aan, ek wil niks luister. En ek skeer, en ek begin met die Here praat, oor cashflow.
praat baie met ons nou in die storie kyk. Hier is die Martin, maar jy sien dit verkeerd. Hy sê, waar in my woord staan daar, is daar 'n naam met die herstel. Ek sê, Here, nou so. Hy sê, man, dit is al wat jy nodig het, jy kort saad. Ek sê, is dit saad? Nou, die het Here, op my hele lewe. Ek weet van saai en maai, en ek weet van saad, en ek weet van alles, ek weet van tiende, ek weet van offerande, ek weet van alles. Hy sê, al wat jy nodig het, is saad. Begin my vra vir saad. Hy sê, want saad kan multiply. Maar cashflow is 'n naam wat jy aan die pressure het. Nou, dis die Here in my praat. En iemand in besigheid, jy weet self baie kere dan sê jy, is maar, as ek net nog 1 miljoen het. En as jy ooit vir jy kry, as ek maar net nog. En dan gaan hy so op, en so sê, op gaan hy besigheid, meer nodig, en meer nodig. Maar, dan kom ons terug. Nou het hierdie goeie God goed gedink, om jou te roep as 'n besigheidsman. Goed dan, en ek sê vir jou, dis 'n bediening op sy eie. Want dit is nie altyd maklik. Want hy roep jou, om jou te help, sodat jy ander kan help. Maar, ons sit in dit, veral, en ek praat, spesifiek uit my eie lewe, is dan is dit groter karre, is beter huise, is groter bote, is vakansiehuise, is damehuise. En het ek 'n baie Engelse man goed, vriend van my was so rondby, kom van Engeland af. En hy sê eendag vir my, hy sê, young man, hy sê, one day you will realize, when you're young, you just want to go bigger. And then when you're older, you just want to go smaller. Hy sê, the things that's now important, is less important for you than is more value. You're looking for value. En nou sien jy, ja, jy gaan kerk toe, ja, jy gee daar vir 'n kinderhuis, en al die goed, maar hier kom vanmôre, en hy sê vir jou, maar wat gaan jy doen, in hierdie grote koninkryk van my? Is dit wat jy van my gaan sê, is ek nie tyd nie. Nou ek het nie, die geduld vir 'n kinderhuis. Want ek is 'n evangelisties type. Ek wil jou by die Here uitkry, ek wil 'n paadjie met jou stap, onder jou jets op, en sê, gaan aan. Ek kan nie veel bottel gee, aanhoudend. Ek is nie 'n pastor nie, ek is nie 'n dominee. Wat is jou bottel? Die Here, kry rigting, en ek praat met jou, ek stap 'n pad met jou. Maar God het 'n plan met jou. En vanmôre sit jy hierso, en sê maar, jy het tyd vir golf, jy het tyd vir die en alles. Wel, maar wanneer gaan jy tyd maak vir dit wat hy vir jou gee? Hy soek jou tyd. Want hierdie grote wêreld waar ek en jy beweeg, moet jy en ek 'n verskil begin maak. En dan sê jy sê dit. Daar die Here bless jou en al die. Sê hoor, ons het vir hierdie kinderhuis, ons het dit, ja, yes, plaas vir jou oor. Dit is maklik. Maar weet jy, dit vat nie van jou tyd. Maar wanneer dit begin saak maak, wanneer hierdie ding vir jou begin tyd vra. En wees maar, kom ons sê, ek weet nie van u nie, maar ek sien dit oral, dat jy eintlik, as 'n besigheid, hoe dieper jy my besigheid gaan, hoe eensamer begin jy word. Ek kan my sê wat jy wil. Jy kom in jou kar, almal ken jou besigheid, hulle ken jou naam, hulle ken alles van jou. Jou finansies is goed, kon jy alles schoon.
Jou huis is dalk aan, dit gaan goed, maar hier binnekant is jy alleen. Is alleen. Dominee kom daarmee, die pastoor kom daarmee. En weet jy wat albei van jou wil vra? Hy kom sit daarmee, want hy kry koffie verniet en hy kan die cappuccino verniet. En hy kom nog met 'n plan op. Nee? Hy kom met 'n plan. Hy is nie verniet daar. En weet jy wat, daai hele gesprek wat hy daar sit, dan eers wil hy weet, hoe gaan dit hierso? Asof hy dit, hy wil inkoop. Of shares wil hê. En dan hy net seker maak, as jy iets gees, dat hy nie moet werk. Hoe mooi ek is. En hy gesprek gaan oor alles, behalwe oor jou. Alles behalwe oor jou. Hulle kom daar om vertel aan my. Pastoor, ek jy sien, Here vergewe my. Ek het al afgesien, ek al weggejaag. Stereotyp. En jy raak eensaam. Die kerk raak vir jou, is nie meer vir jou plek. Kerk is nie vir jou plek. Kom ek sê vir man, jy sit in die kerk, dan dink jy aan Harley Davidson daar in jou huis in die raadsaal. Jy sit in die kerk en dink jy wat jy al maandag moet doen. Want dis hoe jy geprogrammeer is. Dis hoe jou kop werk. Reg of verkeerd. Jy begin aan alles doen. Jy moet pay attention. But it doesn't change your life. Jy moet dus goeie preek en die loop uit, want dit is verander. En as jy my een kel sê, ek kry van daai tyd saam Mikey Wing toe, hy is ook 'n groot biker en ons loop verby die pastoor se, want die gemeente waar hy is, verby die pastoor se tent en die hele gemeente, jy weet, ons hele raad is daar en die ouens met sake. Want iemand moet sponsor. Iemand moet sponsor. En dan vraag my, waar is die sondag? Hy is so lang man, ingenieur. My tel van school af, ook die val van homself. Maar waar is die Here? Hy sê, nee pastoor, hy sê, nee pastoorkie, hy sê, kom pastoorkie, ek sit hier op my bike en dink aan die kerk, as om in die kerk te sit, en dink aan my bike. En dan wat jy sê, dan kom daai eensaamheid, daai leemte. En wat maak daai leemte? Alkohol, seks, pornografie, dobbel, en al die goede. Want daar is 'n leemte. En jy het ook nie Jesus in jou lewe. Daar is in jou lewe, maar jy dien hom nie. Dis wat jy sê as 'n Christen. Dis maklik. Maar lewe jy? Is hy alles vir jou? Dink jy meer aan die wêreldse goede as wat jy in Jesus is? Maar moet jy al klaar vir jou self sê, dis 'n probleem. Dan sê maar jy sê Jesus vriend, yes, ek is, want ek is 'n seun van God. Hy is my pa. Ek het hom elke dag van my lewe te kom nodig. In my besigheid as ek loop, dan roep ek spreek. My seun kan dit vir jou sê. Nou ek glo tale praat. Ek doen dit al vanaf ek 12 jaar oud is. As ek nie meer kan bid nie, dan praat ek in tale. En ek praat hard, ek nie. Want ek het hom nodig. En dan wil ek vir jou sê, iets man, dis tyd dat jy by eensaamheid van ontslae raak. Want omdat jy begin vir jouself vind, jy kom nie wat jy wil. Sometimes you feel just like a provider. I'm a melk you. I'm a melk you. Jy wil jy kerk sien. Vrou sê as kerk. Ja, ek gaan maar nie kom aan sy nie. Want die goed, het jy begin handel. En ek sê vir, en ek was lang betrokke in gemeentes en goede. Vir die tyd was dit baie goed. En ek is lief vir die kerk. Maar jy ook besef, daar is meer buite in die kerk as wat binne in die kerk is.
Ek kan die ouens buite kan die kerk meer vertrou as ek die ouens binne in die kerk. Dit is nou maar net so. En die Here vra vanmôre vir jou, Boeta, ek het vir jou Isak gegee. Ek het vir jou Isak gegee. Ek voorsien vir jou. Ek vra jou vandag, is goed tyd. Ek sê, die laaste dag, gaan die tyd word. En as ons om ons kyk, en jy kan nie agterkom, dat ons in die eindtyd is, dan is dat fout. En wat Here vir jou sê vanmôre, sê, hey, Martin, Pieter, ek wil jy moet betrokke raak. Gaan soek vir jou iets wat na in jou hart is. Het is soos makkelijk as iemand jou bel, en ek praat oor my eie lewe. En dis nie ek wil boast of brag, soos ek wil van. Ek kan jou vertel wat in my lewe aangaan. Dit is nie te brag nie, want hy sê toch, getuig die weldade van God op mekaar. Dit is makkelijk as iemand jou bel, en sê, maar nie Martin, baie kind wil elke dag 10 kilo skool, toe kan sy vir my fiets skool. En Quentin doen 3 oproepe, dan het hy geld. Right daarom. En jou gewete is, ek het vir geld op kind baie skool gegee. Vanavond, nee, ek het realiseer vandaag, ek het geld vir 'n bicycle, helfte van 'n bicycle of kwart van 'n bicycle. Maar dit het nie van jou gevat. Finansies jou. Maar waar begin jy? Wanneer jy 'n kind begin raak sien op 'n fiets, op 'n fiets, en jy sien die armoede. Jy sien die fiets, het nie brieke nie. Jy sien, is net 'n stuk staal, die tyres is klaar, die kind is verwaarloos, en hy kind van homself verongeluk, en hy gaan homself seer maak, want hy breek sy voet. Hoe wil jy my leiding? Hy breek met jou voet. En baie van julle is raakgerei, en baie van julle het dit gemaak. Waar jy begin sê, oké Here, en Lisa sê altyd vir my, ek sien die kind raak op die fiets. Jy sien die behoefte raak. Jy sien die armoede raak. En dan stop ek. Sê ek, jy kan nie meer die fiets so ry. Jy kan nie, want ek is in 'n area waar armoede is. Kom saam. Kom saam. Ons daar nie ingeet. Stap daar in. Lach, want hy weet, lach maak jy geld. Want hy ken my. En dan sê ek vir hy kind, kies vir jou fiets. Nou 3 stap daar terug op. Stap 3 kinders in 1 fiets. En hoe wat in? Kan ons nie help om die fiets? Hy fiets is klaar. Maar die ou het altyd in die werkswinkel sê, hy kom en hy sê, dit is klaar, jy kan dit so doen nie. Hy sê, kom jy weg. Ek is in my besigheid. Nou ek verkoop karre. Ek wil diens doen. Maar ek sien behoefte. Ek sien armoede. Ek sien kinders. Sê, kom. Loop in. Saterdag. Ek inlig, lag hy af. Want hy lag nie omdat hy my like, hy like my cheap. Sê, kies vir elke fiets. Lees, kom ons sê vir jou, dit is 'n eenvoudige ding. Maar jy het 'n kans om die evangelie vir 'n kind te deel. En miskien is dit net die volgende handelsbak. Miskien is dit die volgende pilgrim. Miskien is dit die volgende apostel. Miskien is dit die volgende, my bestuurder, my eie, miskien is dit hy. Want elkeen van ons het 'n storie. Die meeste besigheidsouers vandag het 'n storie. Waar hy daar uitgekom het. Waar die Here vir jou vanmôre sê, hey, wil jy begin betrokke raak? I'm going to bless you
dik vir jou. En voor jy 'n Ferrari koop, ou soos ek in my lewe, moet jy op 'n Kimmy Crowley kursus gaan om in daai ding in te kom. En hoe jy weer daar gaan uitkom. Vra my, ek is nie karbedryf. So wat wil ek met 'n Ferrari doen? To impress people? Ja, as jy 'n Ferrari fan is en die Here bless jou en al die, yes, as jy dit like, koop ek, as jy is ou wat vir jou sê, koop ek. Maar is 'n groter prentjie. En ek sê vir jou, vra my, ek het nie goed gery. Tot op 'n dag, dat God met my praat. Ek kan nie veel sê as kar gery. Ek ry maar spittel. Jy hoor net die pype hier af. En die Here sê vir my, sê Paul, dis nou sê jy. Stop agter by die werk om voor die stil van die dryver. Ek sê, vat my terug daar aan sy toe. Ek sê vir daai ou so, en die stil. Maar dis my storie. Ek sê, jy moet dit doen. En die Here praat met 6 maande later, hulle laat weet my niks van my kar nie. Ek ry per Saterdag oor my vrou se kar, my kinders, hier is deur Sandton te kom daar. Sien, waar is my kar? Hy staan op die vloer, ek kry hom op Simon. Niemand weet nie. Hulle kry my kar in die basement. Toe van die stof. Niemand weet die proses wat vir die kar. My vrou is 40. Sy sê vir die ou man, sy sê, vat jou kar man, en kom laat ons ry. Ek sê, wow! Ek sê, wacht jy nie, kalmeer jy, en gaan praat met die ou. Of eers ek gaan praat met my vrou. Wat ek het. Hulle nie my vrou. Sy is nie die vetplan van die veld, sy is nog steeds die leen van die. Dis hy. My ouds vat ou vriende, as ek sê, jy moet die lelie van die veld getrou, dis het jy met die vetplan van die veld. En dan sê, so lyk, is nie haskeld nie, is jou skuld. Al was dan een siekte en goed is, ek weet, ek verstaan. Nee. En ek loop, ek sê, val, my love. Ek sê, val, my love. Ek sê, my liefie. As ek my kar vat, dan sê ek eindelijk vir myself, is nie God het met my gepraat. Ek sê, ek weet God het met my gepraat. Ek sê, soek jy kan. Gaan terug na wat ek sê, asjeblief, kry die kar in die buis met die wassel en verkoop. Wat ook al jy kry vir jou? Want gehoorsaam, obedience to God. Hy sê, my sheep knows my voice. Nie dat jou godsdienst tradities in jou pad staan, hoe jy redeneer en dink. Dis nie Saterdag, Dinsdag toe my kar verkoop. Dit was my toets. Nou hy hier wat God is tel. Ja, wat jy nou sê, is goed bezig om dit te praat. Sê, wat gaan jy vir my doen? Wat gaan jy vir my doen? Jy is ander om die zakke te gooi. Jy het genoeg tyd op die golfbaan. Baie ons speel nie vir die laaste stop. En want dis nou dada, dis nou papa se relaxing time. En hy sal net met tyd wees vir die Blouwille gespeel. En waar die Blouwille gespeel het, dan sê by die vuur met die horings van hom, wat net so staan. Hulle het nou gewen. En dan sê my, kaptein, sy is myne. Dan sê sy daar binnen, hy dink so. Wil jy sê? Want jy gaan die tyd moet uitkoop vir die dinge wat belangrik is. Ek wil nie manipuleer. Ek vraag nie vir, hoe lief het jy Jesus? Dink jy het een bezig om net jouself te verryk? Dat is nou wees. Kyk na die wêreldse top 100 rykste ouens. En
hoeveel goed is hulle betrokke? Dan weet jy wat, hulle dien nie die Here. But they know the principle. They know the principle. Reg of verkeerd word. They know the principle. En jy sit nie vandag net hier, omdat jy niks anders te doen nie. God het 'n afspraak met jou. Hy het 'n afspraak met my. En ek moet die beste weergawe word wat hy geskep het. The renewal of my mind. Wat self van my kyk. Wat gaan ek doen? Nee, ek het my pel laasweek onderweg begrawe. 46. Oulik in my kantoor kom sit. Jare pad met hom stap. Jy voel my sit en hy sê, Martin, ek wil lewe. Toen is sy hoërskool, sien in die dogter. Desember gediagnoseer met kanker. Op laasweek begrawe. Hy wil lewe. Dis 'n ou wat geen mens wil leed aan doen. Wat net goed doen in die gemeenskap. Goed doen in ons dorp. Hy sit by jou. Dan is geld nie meer 'n issue nie. Lewe is 'n issue. In die hospitaal begryp hy my. Daar's kinders, gryp my so op. Hy trek my so, kyk eens meer hoor wat hy. Want al wat ek weet is dat hy wil seker vir my sê, ek wil lewe. En dan sê God vir jou, ek het 'n lewe gegee, ek het 'n besigheid vir jou gegee. Wat maak jy? Ja, ek verstaan, hoor my te sê. Maar dit ry op die staan, is nie die lekkerste plek. Ek kan doen wat ek doen, moet doen. En dan God wil die lees. Maar ek werk. Ek sit hier en wag vir iets om te gebeur nie. Ek werk. En ek wil nie stagneer. Ek wil nog steeds droom. Ek wil nog steeds goed doen. Ek vertrou die Here. Ek is nie die beste prediker. Ek wil nog 'n verskil in ouens se lewens. My kantoor vra my seun. My vrou raak mal as sy werk so 2-3 dae week daar binne. Sy raak mal, want daar's altyd net mense in my kantoor. Maar as ouers, besigheidsouers. Pastore kom nie meer aan by my. As een goeie dokter hier in die dorp. Net so groot pens. En hy is 'n vegetariër. Dis die waarheid. Hoor mooi die visie. Want die ander Boeta, soep, net die Boeta, net die praat. Die pijl, hoe gaan we met jou? Die intel, wat jy geleer is, vir die laatste 20 jaar, het hy nog nie een keer van my gevraagd. Is my tel? Maar jy sê nou sê, hy is nie een tel. Ek sê vir my tel. Maar hy 20 jaar nie gevraagd. Hoe gaan het met my? Hoe gaan het met my besigheid? Hoe gaan het met my vrou? Hoe gaan het met my kinders? Niet. Maar ek, ja, dit hoe gaan het met jou? Hoe gaan het met jou vrou en sy kinders? Soms saam op skool. Ek stel belang in. Ek stel belang in. Jy het nie tyd nie. Wat sê as jy wil jy? Ek het vir 10 minute, ek het nie 10 minute vir jy. Wat so belangrijk? Maybe is jy die laaste oplossing of jy die laaste antwoord vir daai Boeta. Ek jou daai. Ek weet jy vra baie van ons. Wil jy op jou begrafenis, wil jy hoor hoeveel van jy sal hoor, hulle praat van hoe goed jy jou vrou agtergelaat.
of wil jy hoor wat sy legacy jy het wat die mense gaan praat. Ek is onskuldig nie. Jou tyd. Baie van julle, nou, nie baie, hier is van, die slagewaar by die tyd. Maar as 'n job wat roep, as 'n dag wat jy moet. Ek moet daar baie, ek wil vir daardie presies, as my dag beplan, maar God 'n ander plan. Verander hy my hele dag. Die wêreld het ouens soos jou, vanmôre hier voor my sit met myself, die wêreld die buite nodig om verskil te maak. 'n Verskil. Nie daar by die sportgronde nie. Ja, dit is Johan, weet. Hy besit dit en dit. Dis so mense jou sien. Of wil jy so baie mense by jou kom sê, Martin, gaan ons nie dit en dit doen in die dorp nie. Gaan ons nie dit en dit in die kinderhuis, gaan ons nie dit en dit. Gaan ons nie dit en dit, gaan ons nie. Amen. Ek is vir jou woord. Here sê ek moet die klaar met. Jy is op 'n tyd in jou lewe, jy hoef nie skaam nie oor te wees. Want, soos hulle die laaste spreekwoord sê, ek is tussen die boom en die bas. En as 'n ding wat sê, I'm not going to make it, but God says, you're going to make it. I hear the voice of God. Die Here sê, jy gaan dit maak. Jy wat nie verstaan, hier is profetiese woord. Jy kan dit opneem wat ek vir jou sê, want ek is accountable vir dit. Amen? Amen. Jy is op 'n breekpunt. Die Here sê, it will come. Dit sal. Amen. There's something good coming your way, says the Lord. Here sê, ek ken jou hart. Ek ken jou voetstappe. Hy sê, jy voel baie kere, jy sal alleen sê, Here. Hy sê, maar ek is met jou. I will not leave you, and I will not forsake you, says the Lord. Amen. Yes. And every negative word that's been spoken about you, says the Lord, it's not in my mind or in my agenda. Amen. Amen. Wat doen jy vir die lewe behalwe niks? Ek probeer dit met my eie daar hier. Ja, dit gebeur steeds maar. Sien my bang nie. Ja, besigheid is 'n eksplorasie oor werk. Ek sien die Here is besig. Ek hoor jy hy is besig in jou lewe. Daar's besig om transformasie in jou lewe. For the good, for the bad. En ek hoor die Here sê, nooit in jou ouens drie, by die streek. Jy sal kan planne maak. Jy kan baie vinnig plan. Maar die Here sê, staan terug, en ek sal jou wys. As ook een nieuwe ding wat kom, as jy is bezig met iets, buiten dit wat jy doen, die Here sê, doe het. Amen. Okay. Ek sien dag in Grondesdal, dien ek in 'n gemeente, daar gaan mense wat so dit, maar my gemeente. En ek loop na die ou toe, hy sit waar hy moet as. En ek sê vir hom, wat gaan jy doen? As die Here vir hierdie Boeddha sê, sy highlights,
double cap, is nie meer syne nie. Waar is ek miljoen rand? Nee, sorry. Sê maar jy, as jy nou vir jou miljoen rand gee, wat gaan jy daarmee doen? Hy sê ek weet nie. Nog nie daar gedink nie. Nou hoekom moet die Here vir jou miljoen rand gee? Wat dan nog? Dis so sleg. En dan loop ek verder af en ek sê vir die ou, ek sê moet dan die ander ou sê, hey, as die Here vir hierdie ou sê, hy as double capillary, dis nie meer syne nie, hy is joune. Jy kyk my so. Ek sê Tala, jy het nie eens bietjie verwag nie. Nou hoe kan die Here vir jou iets gee? Nou aan die diens, kom die ou van die kant na my. Hy sê vir my, Martin, hy sê, jy sê nie glo nie. Ek die 2 weke terug, toe gaan los ek die bakkie af, die double cap Hilux. En ek sê vir die Here, ek het hom nie meer nodig nie, vir wie moet ek hom gee? Hy sê, is daar ook gesê, ja, was dit sy bakkie. What did you say? There must be expectancy in your spirit to receive what God wants for you, of wat jy soek. Hy gaan dit vir jou gee. Maar Paul, hy gaan nie vir 'n weet, soos Conor McGregor, weet? Dis al wat daar in jou is. Maar verder is daar niks in jou nie. Daar is nie opgewondenheid in jou binneste nie. Amen? Jy dink jy's klaar met hierdie myn, of wat nie? Jy is myn, jy myn. Jy myn? Jy myn nie. Wie myn is? Stik op jou. Kijk nou nie. Sê nie geld van nie hoor. Wat is jy? Ons doen ook vir myne. Open cast mine. Okay. Op myne. Okay. En ons besit nie ons eie myne. Okay. There's a lot of load on you, sister. A lot. Dis baie op jou sê. Maar die Here sê, jy moet meer delegeer. Hy sê, but get the right people around you. Not the people that you feel sorry for, but the people to do the job for you. The Lord says, because there's more things coming your way. You're a man of pure heart, says the Lord. You're a man of pure heart. There's no agenda in you, sister. I say, but be careful. Okay? Be careful. Maak het sin? Maak het sin? Amen. Sê niet amen of sê. Amen? Amen. Jy het wees met jou op die dag. Wees nie waar jy moet wees nie. Jou hart gaat. Nou, jy het nie. Maar ek hoor jy sê, dat is nie. Dat is nie. Okay? Nie wacht vir die ander ouds, dat wat moet er gebeur. The Lord sê, you need to stay up in faith. Jy moet dan geloof in sy. Wat is geloof? Dis wanneer ek nie pond het om in my te koop, maar ek koop op. Okay? Wanneer jy iets nodig het, of jy wil iets hê, en jy soek nie die eiendom, my kompie. Jy wil nie die eiendom hê. Jy weet dat jy gaan brewe nie. Maar jou bank, jy waar jy nie is nie oor jou gezondheid nie, waar jy oor die bankbestuur in sy gezondheid. En weet jy wat, en jy nou elk in 5, en jy staan nou in contract. Hy is that's faith. Kind van God, ek wil vir jou sê, that is faith. En niet geloof bring God in beweging. Los jou tradisie brein, man. Begin God vertrou, man, soos wat ek moes gedoen het. Wees jy met niks begin het nie. Want jy weet, jy kan net God vertrou. Net. Nou laat jy so maar vir die bank met jou overdraf nie. En jy het topsak en al jou geld het. Want ek spaar vir die man. Ek wil nie dit met een deel, ek wil nie dat het praat nie, man. En allemaal in die bank te lyk is jou net, maybe jy positief is en hulle maak geld in jou. Dan is hulle jou trauma. En dan koop jy. Dit is waar jy is.
Lotsies, sien stad en door. Jesus sê wat why, lotsies, doe het. Loop gebouw. Ja, wie dien jy nie geld, die wat soek op. Nou gaan ek, my swaar, en my vrou gaan saam. Nou sien ons hierdie moordare, dit sit in die voor ons, en hulle prokureer. Nou, hoe gaan jy die koop? Jesus is het, ek heb het nie, to finalize this thing, we need the post. In die jare, ek sê, but how much you want? Ek sê, what about the million? Ek sê, miljoen. Ek sê, ja, Sjaak. Die vrou die onder die tafel. Ja, Sjaak. Ek is amper nie R100 nie, maar ek sê, miljoen. Ek sê, it's fine. Ek sê, when you gonna pay it? Ek sê, before tomorrow, afternoon 4 o'clock. Ons loop baie. Hy swaar, hy is met my praat, hy ek sê, trust nie waar. Moet ek opzief jou. Is nie toevallig vir al die stories dit. Volgende maar 4 uur totaal gehoor. That's God. The moment you step out of faith. The moment you step out of faith. Wie het dan disie vir jou sê, man? Jou klop en ek vir jou sê, nee, die somme werk nie, man. Wie is jou voorsiener? God is jou voorsiener. Jou moet nie stupid te goed doen, man. Verstaan jy? But I am a faith man. En ek weet, jy ons weet nie die grote, maar I'm a faith man. Bestel een kar en nie geld vol nie. As hy kom, bestel nou jongen was, hoe geloof wat. Nou ek het nie meer die kar in nodig. Ek rijd nie te voort aan elkaar, is al. As ek weesig. As ek nou, een Brabant bal gehad het, dan was het sy. Weesig man. Amen. En ek wil jou sê, jy sal nie so sit te sê, maar God kan jou nie gebruik nie, Maarten. Ek sal vir jou sê, God wil jou gebruik. Nou ek moet so perl, jy weet ons, als een mechanic in een perlmeter, verseelde my, want een weesheid sal maal maak. En dis die ouens wat die meeste beloftes maak, die meeste kan lieg. Amen. Amen. Ja, so lag jou lekker, want dit is so. En ek besluit toen, ek bou my eie panel shop, my eie panel, ek soek nie panelmeters storie, want vrijdag is volgende, en die week is dit 3 maanden later. Dan kook jy al vir die ou. En dan lieg hy die tyd vir jou. En nou so 4 weke terug, kan ek en daar is, ek kry my joodkarre en goed en alles, ek is by hom, nou het ek hierdie panel shop. Daar stond een double cab Hilux. Toe ek hier inrijd, sien ek hier is van hulle. Met hier goed boop die dak. Ek weet nie of dit vir Robokomp is, vir wat of wat. Sorry. Nee, ek weet waar. En die bakkie op sy dak beland. En die assuransie die hem afgesaai. Nou loop ek om die jare, en ek sê, nou kan ek ons al sommer maak, man. Soos my bedrijf. En daar is my sê, hy staan achteruit. Ek sê, wat sê vir die? Ek sê, nee. Los, beskryf, los. Nou, ons is weg. 4 weke later, dis nou 4 weke terug. Kom maar. Loop die om my heilig. Ek het nog nooit een kar in stukke gesniet. Nog nooit. Ek het so wat chippies en sulke goed in die venster, een krappie en sulke goed uithaal. Dis my eie goed. En ek koop die. En ek sê my vrou betaal nie my man asseblief. In die oggend ry ek saam met haar werk, maar ek sit in die passasierskap. En soos ons inrijd, die vrou sien die bakkie hier voor. Wat? Wat is skrik is dit? Is dit wat jy met daar is verleiding?
My vrou se oë is net so groot, my kind daarop nie te staan daar. Hulle begin lag want hulle sien my vrou se reaksie nie klaar. Wat 'n skrap het jy nou gekoop? Ek reël al die parte, ek sny daai dak vir die eerste keer in my lewe, sny ek kan se dak af. Dis die eerste convertible huis wat ek in my lewe gesien. Daar's niks maar kabel, dat ek die seats, alles is uit, alles is net gedraag. En ek maak hy dit reg. En ek beloof, ek maak hom beter as wat hulle in die fabriek kom. En niemand kan glo, hy is nou klaar. Hy is mooi, binnekant, buitekant. Want jy weet wat julle ouens ook. Ek weet, hulle is nie getroud met die voertuig. Hulle is getroud met hulle vrouens. Hulle sien ons hierdie radio's in wat jy ons nou praat hier op die my raad. Dan vat hulle sommer daai ding wat daai praatbuis is. Dan moet sommer met skroewe daar in des. Ek verstaan nie hoe hulle doen nie. Maar al my goed, verstaan nie, alles op. Want weet jy, maar ek genut door, dan is ek klaar. En die Here wil vandag vir jou sê, jy dink jy is afgeskryf. Hy sê, maar gaan jou weegryp. Die heiling lyk of hy nie weet. Niemand het hy bakkie 'n kans gegee. Maar ek het potentiale. Ek gaan ek hom verkoop, verseker. Hoe gaan jy hom verkoop? Julle ouens is lekker skelm in julle nou verandel. Nee, as 'n wet, I need to declare. En as hy my foto's vraag, ek is hier vanaf, soek die foto meneer, vraag my sê meneer van Alkar, ek neem my foto's. Meneer, jou vriende is gedoen op hierdie G-Wagon. So ja, is gedoen. Ek steek niks weg. I need to declare. Want morgen kan ek probleem. En ek wil declare, want weet jy wat? Ek het op weg. Ek weet sê. Ek het vertrouw in my. Ek sal God vanmorgen vir hom sê, hey, ek het afgeskryf. En die bere, ek verlede, die liefde, alles, hy wil die bere. Ek sal een beter maak, en sal in die fabriek het. I'm going to change. Amen. Hy groot man daar. Hou van my woorde. Jy moet my praat. Ok? Hoe vraag jy sê? Kopsere en hardship is ander. Is moet gestoei. Jy moet jouself doodwerk. Die Here sê, I'm going to change it. Die Here sê, ek moet veel weet. Die Here het dit opveel. Ek moet weet. Weet jy waarvan ek praat? Goed, Frans. Maar hierdie Here, hoor ek van. Amen. Dan hoor ek nie. Seek ye the kingdom of God. Soek is die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hy vers 2 gedeeld. Soek is die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan sal jy nog veel weg. Maar ons is mens, soek is die tweede gedeeld. En ons is dit. En maak ons beloftes. Jy gaan nie doen. En is dit. Dan is die sien wat God vir. Amen. 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 Laat ons sien nie van my. Amen. So ek sien jou gedruk. Want jy is wie die gevek. Amen. Amen. Ek sê gevek, jy sê amen. 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 I see a bright future in front of you, sister. My plans for you is to prosper you. Ek sien oor jou lewe. Bou jou nêrskap sien. The Here said, I've placed something special in your hands to make a huge difference. Ek hoor die Here sê vir my, kos jy trust him. You're a man, soos hy man, pure heart. Your intentions is that. The Here said, I'm going to bless you. But don't allow them to abuse you for what you're going to have.
vat dit. Wat doen jy vir 'n lewe? Die CEO, helemaal niet. Jy sien, skaap jy lys? Ons het trust. Ek weet nie wat. Ek wil voor al die ouens so sien, dat ek nie vir jy my jou wys nie. Baal, wat is dit vir jou gesien? Biljonair staan vir jou lewe. Ek het vir woord gevra vandag. Het jy vir woord gevra? Gee die Here lof. Amen. Hoe kan gee ek hier 'n woord? Ons jy respek sien. Amen. Niks met my. Ek is so lekker notisie. Ek wil net sê, every morning when we open up each day, ons bid by die werk. Ja. Almal. Dis die eerste ding wat ons doen. Dan sê vir Heilige Gees, vandag kom in en vat oor. Amen. Elke dag. Amen. Amen. So man of pure heart. Amen. Amen. Jy laat jy sien myself, ek dit sommer myself. Ja, amen. Amen. Jy ook. Man of pure heart. Maar jy sien vir hierdie daar veel maniere. En hoe is jy so agressief? Jy is agressief, Kelly. Raak gekwaai. But God is busy with you. Allow him. Ek hoor wat hy sê. Ek is die pottebakker, jy is die klei. Laat my toe om jou te vorm, want ek jou wil vat. Not your own ways, not your own ideas, says the Lord. But trust me, says the Lord. Amen. Here is a divine appointment. Amen. Amen. This is a divine appointment that God's got for you today. It's a rooi letter dag in jou lewe. Amen. Ek sal like om julle almal woord te gee, maar ek gaan nie doen wat die Heilige Gees is. Amen. Ek het hierdie baie jare terug woord gegee. Ek wil nie confuse nie, maar ek wil hom ook nie bederf. Goed, wat doen jy vir 'n lewe? Ek is 'n mechanic. Help hulle. Maar ek sien daar's guns op jou lewe. Daar's baie guns op jou lewe. But people are using you for your good heart. Dis sterk, fisies alles. But inside you is softy. En ek sien daar moet transformasie binne waar jy werk. Daar moet transformasie kom. Daar moet transformasie. Ek sien daar's goed wat teen jou werk. Daar's baie goed wat teen jou werk. The Lord says, open your eyes. Don't trust every word you hear. Jo, ek hoor, pas op, iemand is baie naby aan jou. Pas op vir hom, sê die Here. Dis net 'n waarskuwing. Amen. Pas op. As iemand baie close op jou, pas op, sê die Here. Amen. Jy het getroud met 'n vrou. Ek is. Ek moet vandag vra. Ja. Okay. Sê Engels maar. Nee, Afrikaans. In Afrikaans. Okay. Wat doen jy vir 'n lewe? Behalwe golf speel. Stofbekamping. Is nie? Stofbekamping, ons bou paaie. Okay. Goed. Okay. Is jy saam in 'n partnership? En jy sien? Jou pa. Nee. Met swart partners. Met swart partners. Dis ook maar hoor. Must be wide awake. Jy moet vroeg opstaan, Belly. Jy moet baie vroeg opstaan. But I see there comes a season. This is only for a season, and God is going to take you out of that season. The season, die seisoen wat jy jouself nou bevind, dit meen nie dat jy altyd in die seisoen gaan bly nie, maar die Here vat jou uit die seisoen uit, binnekort. Amen. Amen. Sjoe, is lekker, né? Amen. So ek sê vandag vir jou om af te sluit. Jy het 'n Isak. Wil ek my seed offer? Nee vir hom. But I want to be obedient to his voice. Amen. Amen. Word vol van die Here, man.
dis jou joy, man. En dan weet hierdie ou laat nie baie van geld te praat. Ek ken hom baie lang. Hy is baie sensitief oor geld. En hy sê altyd, hy het 'n ding, hy vra nie geld, maar hy koop ouens vir die kingdom. He equips people for the kingdom. En baie ouens raak sensitief as hy begin met geld praat. Ja, weet, van baie van die ouens businesses, who abuse, wat jy weet. Maar moet kyk verby dit. Kyk verby dit. Ouens wat jy raakloop en alles, moet nie laat daai ou jou, dat jy begin die kantjie is, en hy sit in hierdie microcontrol. Hy beheer jou nie. Kom ons sê vir, en baie van julle sit hier vandag. Ouens het julle ouder nie besigheid. Spreek hulle vry. Spreek hulle vry. As jy nou vir jou gaan trok betaal, as jy nou vir jou nie gaan trok. Hierdie ou, vra die ou, en vir 3 jaar, laas jaar was 3 jaar, op pad gestaan, dat ek nooit gedrink het in my leven gaan staan. Maar ek kan vandag nie sê, maar God ons 5. Amen. En ek sê vir, hierdie ou wat vol geloof is sy hele lewe, dat jy jou bakkie ry, en jy huil vir God. En sê, hierdie ding is so seer, dat ek eindelijk wil sterf. Maar om jou te bemoedig, God will change the circumstances. Nie jou seisoen, of in jou tyd, but jy will come a time, and it's gonna sort it out for you. En vandag is dit beter as wat het voor het was. En daar is baie geld betrokken, maar weet jy wat, geld kan ons altyd weer maak. Maar in die verhouding is belangrijk. Amen. Kijk, ek is bang in die omgeving, ek sê jou skiet mekaar nie. Is dat? En ze schieten mekaar vir kontrakte. Is dit vergewe en beweging. Maar jy verstaan nie. Ek tel al 10, 20 vloer in 1 week 35. 1 week. En daar het besef, ek sê die een die oggend en ek sê, Here, vandag weet ek, dis maklik om selfwoord te gee. Dis nie net myself, maar ek het dit in die conversation met Here. Verstaan ek, vermoedig, is jy wil jy self skiet. En ek sê, Here, weet jy wat, ek sal dit nie doen nie, ek gaan nie die saak aan die Here, my Here, gee nie niks nie, Here. Maar al wat ek nie vraag, help my idee. En God het my dan doen. Dis ek kwaad vandag vir ons, het ek een hoofddoel vat, ek nog nooit een hoofddoel vat op my geld skuld. Nog nooit. Die wie ou metoede het, God so veel. Gee oor, God met hom deel. Amen? As ek klaar. Ek is lief vir jou. Loop ek sin gemaak? As jy wil hee, as jy my wil mooi, nee. As jy wil hee, moet seks praat met seks op. Ok? Want ek sien nou op die blaaie en al die magazines en gedaan, hier in Suid-Afrika, hy is 10 jaar getrouwd. Nou wil hy nou die huweliks en marriage courses aan. My choppa, hy is 10 jaar getrouwd. Nou wil jy vir my, wat nou volgende maand, die 15 en 36 jaar getrouwd, van die huwelik kom praat. Hier, kom aan. As jy hartprobleem het, gaan jy going to heart surgeon. Jy gaan nie na die GP te die bel. Maar mooi wat ek sê. Praat met die ouens wat experience en die ouens wat eerlik met jou kan. Want dan nie, dit is 'n groot ding vandag in die huwelik. Baie jy begin met uit huwelik. Wees waaksaam. Moenie dat die Satan jou vang met jou broek op jou enkels nie. Wees waaksaam. En as daar 'n probleem in jou lewe is, rondom dit, gaan na 'n Boeta toe, wat jy gaan vertrou. Want sê, dit wat in lig uitkom, geopenbaar word, daar kom jy lees. Maar, sal jy jou sien, maar jy wil nie môre, wat jy goed in die donker doen, dan word dit nadeel van jou. Gaan na 'n Boeta toe, as dit uit in die lig, praat daar oor 'n ou wat jy gaan trust, wat die vir julle Middelburg gaan vertel, van jou goed ding.
jy kan klaar sit dit op die tafel en beweeg aan met jou lewe. En moenie dat daai ding skulp op jou lewe sit. En moenie dink jy is die enigste ou wat deurgaan. Sit dit op die tafel. Praat met die Boeta. Amen. En ek kry joy, en die Here joy in jou lewe sit. Amen. Kyk hoe jy is in die mol stap. Kyk hoe lyk jy ouens, man. Jy moet nie vrou soos hou. Amen. The joy of the Lord is your strength. Amen. Weer